Goeiedag almal, weer eens ons Sondag aand uitsending. Baie dankie dat jy ingeskakel het om hierna te luister. Nou kom ons gesels so bietjie oor 'n vers in die Bybel wat uiters belangrik is vir elkeen van ons. Eintlik het dit 'n direkte implikasie en 'n impak oor wat ook al jou omstandighede vandag mag wees. Nou hierdie is een van die bekendste gedeeltes in die woord van die Here, Johannes 11 vers 1. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië. Maar hierdie paar woorde, en daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, is eintlik 'n magtige, 'n kragtige verklaring uit die hart van die Here aan elkeen van ons. Kom ons gaan kyk in diepte hierna. Nou hierdie woordjie siek, daar was 'n man siek, is astheneo in Grieks, wat dui op iemand, luister mooi, wat liggaamlik siek is. Iemand wat kragteloos of magteloos is as gevolg van iets wat gebeur het. Iemand wat behoeftig of gebrekkig is. Iemand wat verdruk word deur een of ander omstandigheid. Iemand wat in nood verkeer. Iemand wat benoud is. Iemand wat twyfel en moedeloos is. Iemand wat hoop verloor het, iemand wat onrustig is oor iets wat gebeur het. Kan jy sien? Hierdie woordjie siek, astheneo, praat direk ook met jou. Kom ons gaan aan. Hy sê daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië. Nou die Griekse woord Bethania beteken huis van elende, huis van verdrukking, huis van beproewing of huis van benoudheid. En dis miskien die adres waar jy jouself vandag in bevind. Huis van ellende, verdrukking, beproewing of benoudheid. Kan jy sien, die Here praat met jou uit hierdie vers. Hy gaan aan en hy sê, daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië. Nou die Griekse woord Lazaros Lazarus beteken, God is my helper. God het my gehelp. Nou slegs hierdie 3 woorde, siek, 'n man wat siek was, astheneo en die naam Lazaros en dan Betanië, spreek alreeds boekdele vir elkeen van ons, maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Maar die vers gaan verder en hy sê, daar was 'n man. Maar dit is eintlik 'n baie swak vertaling. Die Griekse uitdrukking is tes en, wat beteken, daar was 'n sekere iemand. Wow! Dit sluit jonk en oud, man en vrou in. Maak nie saak wie of waar jy is nie. Nou kom ons lees hierdie gedeelte direk uit Grieks met al hierdie vertalingsmoontlikhede. Daar was 'n man siek. Daar was 'n sekere iemand. Tes en, wat liggaamlik siek was, wat kragteloos, magteloos was as gevolg van iets wat gebeur het. Iemand wat behoeftig en gebrekkig was, iemand wat verdruk word, iemand wat in nood was, iemand wat benoud was, iemand wat twyfel en moedeloos is, iemand wat hoop verloor het en wat onrustig is. In Johannes 11 vers 3 lees ons, die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet, is liggaamlik siek. Hy is kragteloos, hy is magteloos, as gevolg van wat met hom gebeur het. En dit laat hom gebrekkig en verdruk voel. Hy is in nood en is benoud. Hy twyfel en is moedeloos. Hy is onrustig en hy het hoop verloor. Nou ons almal ken die storie verder waar Jesus 'n bietjie vertoef het. Hy het nie onmiddellik gegaan om Lazarus aan te raak en om hom by te staan en te help nie. Intussen het Lazarus gesterwe, hy is dood. En Jesus het gesê, nee, hy is nie dood nie, hy slaap net. En toe eers, 4 dae later, het Jesus daar uitgekom op versoek van die susters. Maar Lazarus was klaar dood. En weer ons het weet wat daar gebeur het, wat hy gesê het, rol die steen weg, ensovoorts. En Johannes 11 vers 43 is 'n roep na Lazarus, maar ook 'n roep na elkeen van ons. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus, ek is jou helper, ek wil jou help, ek sal jou help, kom uit. Wow, kan jy sien?
Hierdie is nie net 'n storie in die Bybel van die opwekking van Lazarus nie, Jesus se optrede in daardie dood van hom nie. Nee, dis 'n direkte verwysing, 'n direkte motivering, 'n direkte uitdaging en uitnodiging in die hart van die Here aan elkeen van ons wat luister na hierdie oordeenking. Weet ons lees daar in Johannes 6 van duisende mense wat niks gehad het om te eet nie, maar verkeerd. Hulle het alles gehad. Johannes 6 vers 9, kom hulle en sê, Here, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse gehad het. Maak nie saak wat jy het nie. Miskien is jou geloof al in flarde. Dalk voel jy moedeloos, hopeloos, niks wil werk vir my nie. Maar hulle sê, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. En ek wil vandag vir jou sê, ja, vir jou wat daai sekere iemand, diabetes en wat liggaamlik siek is, iemand wat kragteloos, magteloos is as gevolg van iets wat gebeur het. Ek wil vir jou sê, jy iemand wat behoeftig en gebrekkig is, iemand wat verdruk word, iemand wat in nood is, iemand wat benoud is, iemand wat twyfel en moedeloos is, iemand wat hoop verloor het en iemand wat onrustig voel. Ek wil vir jou sê, hier is Jesus, die Seun van God, wat vandag ook wil uitroep in jou lewe en sê, my kind, ek is jou helper, ek sal jou help, kom uit hierdie toestand, want niks is kragtiger of magtiger as die mag, die almag van God in die kosbare naam van Jesus nie. Mag die Here jou vandag aanraak as jy siek is of kranklik is. Mag die Here jou geloof en verwagting opwek. Mag jy vandag jou oë ophef en na die Here kyk en sê, Here, hier is ek, help my, red my, want is al wat ek het, is om na U toe te kom. Ag Here, werk saam met hierdie boodskap, deur die hand uit te strek tot genesing en wonders en tekens in die kosbare naam van Jesus. Dankie daarvoor. Amen.